Maats, kan julle glo, ons is op ons tweede laaste stuk van ons reis deur die Ou Testament vandag. En ek is sommer baie opgewonde om volgende week klaar te maak. Want my voete begin al so 'n bietjie seer raak, ek weet nie van julle se nie, my skoene is al amper deurgeloop, maar hulle gaan nog die laaste stretch hou, so ons moet vasbyt tot aan die einde toe, nie? Ek wil sommer net by voorbaat vir julle almal sê, ek is sommer baie trots op julle, ek sien sommer hoe hard oefen julle aan al die handsyne en al die woordjies, en ek is sommer baie trots om te sien hoe goed julle doen, en om al hierdie goedjies saam met ons deur te reis. Nou vandag gaan ons verder stap, maar vir vandag om te begin, moet ons eers so 'n bietjie rewind en net vinnig weer teruggaan om seker te maak ons volg mekaar, want hierdie laaste twee stretches gebeur al baie goeie, so ons moet seker maak ons kry alles onder die knie. So, as julle onthou van verlede week het ons gesê, almal het gedoen wat reg is in hulle eie oë, behalwe natuurlik Rut en Samuel. En toe het ons gesien verlede week, daar was 'n verenigde koninkryk, en toe sien ons, Saul het geen hart gehad nie, Dawid het 'n heel hart gehad, en Salomo het 'n halwe hart gehad. En na Salomo het die koninkryk verdeel, daar was 'n verdeelde koninkryk, en toe het hulle 'n hele seisoen gehad van meestal slegte konings, en na die slegte konings het die profete gepraat, want die profete het God gestuur om konstant sy volk te herinner, dat hulle van die pad af is, en dat hulle weer moet in lyn kom met God se wil, en dat God begeer dat hulle weer nader aan hom sal beweeg. Maar, soos wat julle ook onthou, toe die koninkryk geskeur het in twee, onthou julle, ons het hom geoefen nog, ons het gesê, die koninkryk van Israel het verskeer in twee dele, Israel in die noorde, en Juda in die suide. Nou wat ons vandag verder aan gaan sien is, dat in die noorde het Israel, met al daai slegte konings wat hulle gehad het, so vervalle geraak en so sleg geword, dat God toegelaat het dat die Assiriërs, wat 'n groot volk was, 'n groot koninkryk was, hulle oorneem. So die Assiriërs het gekom, en hulle het vir Israel, en dis die handsein daarvoor, Israel verstrooi. Nou Israel, die woord verstrooi beteken, hulle het versprei deur die hele Assirië. So Assirië het gekom, hulle het vir Israel gevat, en hulle het hulle verstrooi deur die hele Assirië. Assirië was 'n groot koninkryk, en daarom moes, het Israel heeltemal versprei geraak, reg oor die hele koninkryk van Assirië. So eintlik in 'n groot mate het Israel tot niet gegaan. Maar dan onthou julle nog, gebeur daar iets in die suide, né? Juda is nog in die suide, en hulle, dit het nie baie goed met hulle ook gegaan nie. Hulle het ook mos 'n klomp slegte konings gehad. Hulle het so 'n bietjie meer goeie konings gehad, maar op die einde van die dag het hulle ook net soveel slegte konings gehad en het hulle net so verval. En selfs as die profete gepraat het, het hulle nie geluister na God nie. En daarom het God ook toegelaat dat iets met hulle gebeur. En dan sien ons hier in die suide by Juda, sien ons hoe dat God die Babiloniese ryk, dis ook 'n groot koninkryk, toelaat om Juda in ballingskap te neem. En dis die handsein daarvoor. Ons het ook amper soos Israel, gevat ons vir Juda, en hulle gaan in ballingskap. So Babilonië neem nou beheer basies van Juda, en hy neem al die mense terug in Babylon in. So ons sien wat met Israel gebeur het. Israel is verstrooi, en dan is Juda in die suide in ballingskap geneem. Nou hulle is weggeneem in ballingskap, en hulle bly nou in Babylonië, en hulle moet onder hulle reëls val, en hulle moet alles doen wat die Babyloniërs doen. Maar nou sal julle vir my die vraag vra, maar wat dan van God se beloftes? Wat dan van die plan wat God nog al die tyd gehad het, dat sy volk in die beloofde land wat hy vir hulle reggemaak het, wat het nou van al hierdie beloftes geword? En nou sien ons die meesterplan van God. Ons sien nou dat God op 'n wonderbaarlike manier gaan sien dat sy volk weer terug gaan na die land van Israel toe. En hoe doen hy dit? Daar staan toe nou 'n groter en 'n magtiger ryk as al hierdie ander op, die Persiërs. Nou die Persiese ryk kom toe, en hulle neem vir Babylonië in ballingskap. En Babylonië het mos nou vir Juda in ballingskap geneem. So indirek neem die Persiese ryk nou ballingskap van Juda en van Babylon. Want Juda is ons nou in Babylon. En wat ons nou sien is, nou sien ons dat hierdie groot magtige ryk is nie bang vir die kleiner koninkryke nie, hulle is bang vir een ander groot ryk mag, en dis die Egiptenare. En wat hulle toe nou agterkom is, dat die stuk land presies tussen hulle en hulle vyande, die Egiptenare waarvoor hulle so bang is die landgebied van Israel. En hulle dink toe nou baie strategies, is eintlik 'n baie slim plan van hulle. Hulle gaan vir Juda terugstuur na die landgebied Israel toe,
Want dit is dan nou presies tussen hulle en die Egiptenare. En as die Egiptenare dan nou moet aanval, die Persiërs moet hulle eers deur Juda en deur Israel gaan om hulle te kan aanval. So dit word amper half asof Juda dan 'n buffer is tussen hulle en hulle vyande, die Egiptenare. So dis eintlik 'n baie strategiese plan, maar God gebruik hierdie wonderlike strategiese plan van die Persiërs eintlik tot sy beswil, want dis sy manier om sy mense, sy eie volk weer terug te kry in hulle eie land. En dan sien ons hoe Juda, wat in ballingskap is, weer terugkeer. En dis die handsein daarvoor. Juda is in ballingskap, en dan sien ons Juda keer weer terug na hulle land toe. Is dit nie eintlik wonderlik nie, dat God so 'n meesterplan kon uitdink, en na al hierdie strategiese planne van hierdie ander koninkryke gebruik hy ten goeie om sy volk weer terug te bring in sy beloofde land, in hulle beland wat hy vir hulle beloof het, waar hy vir hulle gaan sorg. En nou dat Juda weer terug is hulle maar klein en nietig, en moet hulle weer hulle voete vind, en moet hulle weer herstel word. En dan sien ons hoe hulle besef, hulle moet weer terugkeer na God toe. En terwyl hulle besef, hulle moet na terugkeer na God toe, besef hulle, maar hulle sal dan weer die woonplek van God moet oprig. Want in al die oorloë en goed wat gebeur het intussen, het die tempel wat hulle vir God gebou het, tot niet gegaan, het hy plat geslaan. En daarom gaan hulle toe nou na Zerubabel toe. Nou Zerubabel was die man wat toe in beheer was, namens die Persiërs geregeer het oor Juda. Onthou, Juda is terug in hulle land, maar hulle behoort nog aan die Persiërs, hulle moet nog baie swaar belasting betaal aan hulle, want hulle behoort eintlik nog indirek aan die Persiërs. En hulle gaan toe na Zerubabel toe, wat oor hulle landgebied nou in beheer was, en hulle sê vir hom, Zerubabel, help ons asseblief. Nou vir dit het ek 'n klein rympie, wat julle saam met my moet opsê. Want ek luister gaan na die volgende rympie. Israel of Juda gaan toe nou na hulle leier toe, wat Zerubabel is, en sê, Zerubabel in beheer, ons hart is seer, want ons het 'n tempel nie meer, asseblief help ons meneer. Dis eintlik wat hulle vir hom gesê het. So Zerubabel was die leier van daai gebied gewees, en hulle het na hom toe gegaan en sê, asseblief help ons, sodat ons weer ons tempel kan bou, sodat God weer by ons kan kom bly, en hy weer eerste plek in ons lewens kan hê. En wat doen hulle? Hulle sê die rympie op, né? Sê gou saam met my. Zerubabel in beheer, ons hart is seer. Ons het 'n tempel nie meer. Asseblief help ons meneer. Dis wat hulle vir Zerubabel gesê het. En kan julle glo, so stadig maar seker, bou hulle die tempel op deur die hulp van Zerubabel. En dis die teken daarvoor. Die teken daarvoor is die Zerubabel bou weer die tempel. Nou onthou julle, ons kan nie die tabernakel gebruik wat ons laas gebruik het nie, want die tabernakel was die klein rond bewegende woonplek van God. Maar die tempel is groter, daarom maak ons die tempel nog groter. Ons sê Zerubabel tempel. En Zerubabel help om die tempel en die woonplek van God weer te bou. En stelselmatig word Juda weer 'n groot en 'n sterk volk. En kan julle glo, maats, dis tot waar ons gaan vandag. Dis net tot hierso. Volgende week gaan ons nou klaarmaak met ons hele reis deur die Bybel, deur die Ou Testament. En ons gaan sien dat ons nog laaste 3 groot rolspelers gaan ontmoet volgende week. En dan gaan ons al die pad stap tot en met by die plek van Jesus, wat nou die Nuwe Testament is. So kan julle glo, ons is amper klaar. Nou, kom ons doen nie gou-gou, herhaal gou wat ons vandag gedoen het, net om julle vinnig te herinner. Vandag het ons gedoen, Israel is verstrooi. Dan het ons gesien, Juda is in ballingskap geneem. Juda keer terug, en Zerubabel help hulle om die tempel te herbou. Zerubabel tempel. Nou kom ons doen hom gou alles van verlede week af, tot en met vandag. Gaan julle reg? Kom ons doen hom saam. Almal het gedoen wat reg is, in hulle eie oë, behalwe Rut en Samuel. Verenigde koninkryk. Saul, geen hart. Dawid, heel hart. Salomo, halwe hart. Verdeelde koninkryk. Meestal slegte konings, profete praat. En nou kom ons by vandag. As sien ons Israel verstrooi, Juda in ballingskap, Juda keer terug, en Zerubabel tempel. Mooi so, maats, ek kan sommer sien, julle gaan hom baie vinnig doen. En kan julle glo, volgende week gaan ons die laaste 4 handsyne en die laaste 4 belangrike dinge leer ken. En dan, volgende week, julle moet hard oefen hierdie week, want dan gaan ons reg van die begin af, reg deur tot aan die einde van die Ou Testament, alles saam doen. En julle gaan sien, onder 'n minuut, gaan ek en julle die hele Ou Testament deurreis, sommer so vinnig, net met die woordjies en die handsyne. So gaan oefen lekker,
Rus nou lekker, vat daai laaste slukkie water, want die laaste stretch kom volgende week en ek is sommer baie opgewonde daaroor. Lekker bly maats.